Goeiemiddag, shalom, dit is tyd vir Heuning en Granaat. Ek is Ina van Vieren van Peer Pomegranate Ministry. Is heerlik om saam met julle te kuier hier op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area. En natuurlik kan jy livestream op livefm.co.za. Heerlik om elke maandag saam met julle om die woord te kom sit. Want hier by Heuning en Granaat gaan kyk ons na daardie dieper skatte van die woord. Ons proe die soetheid daarvan en dan leef ons vanuit hierdie wonderlike skatte wat Abba Vader vir ons openbaar. Ons gesels vandag 'n bietjie oor Martha en Maria. En ek weet jy het seker al honderde preke gehoor oor Martha en Maria, maar mag daar vandag vir jou ook 'n skat kom uit dit wat Abba vir my geleer het oor Martha en Maria. Wie Martha en Maria is, maar veral wat dit vir ons interpreteer, wat dit vir ons wys. Ek dink dit is so belangrik om te onthou dat daar stukke geskiedenis in die woord opgeteken is, maar as ons gaan kyk na die profetiese betekenis van hierdie boodskappe, as ons die boodskapies daarin gaan soek, dan gaan ons soveel waarde kry uit hierdie stukkies geskiedenis. Hierdie is die geskiedenis van 2 vrouens, maar dit praat met elkeen van ons. Abba Vader, dankie dat U 2 doodgewone vrouens se geskiedenis laat opteken dit in die woord, sodat ons kan hoor, sodat ons kan leer uit hulle lewens uit, sodat ons kan kyk dit wat hulle dalk verkeerd gedoen het, maar ook dit wat hulle reg gedoen het, en hoe kan ek hierdie lewenslesse in my lewe toepas. Ag, U is getrou, en ek loof U. Ek loof U vir dit wat ons vandag gaan leer. Mag U met elke luisteraar praat, mag U elke een bedien vandag, of dit is met 'n aanraking van liefde en genesing, of dit 'n hand is wat uitgesteek is van voorsiening, van kom ek help jou op, wat dit ook al is wat U vir elke luisteraar wil doen vandag. Help hulle om bewus te raak van dit wat U doen. Help hulle om so ingestel te word op wat U doen, dat hulle dit sal voel en sal beleef. Dankie dat U getrou is. Amen. Welkom terug. Ja, julle weet nou al, ons praat vandag bietjie oor Martha en Maria, baie bekende storie, maar ons wil so bietjie vandag net, ek wil sommer net van my kant af vir Martha en Maria bekyk. Jy weet, soos ek gesê, daar is soveel mense wat altyd preek oor Martha en Maria, maar dalk vind jy vandag in my siening rondom Martha en Maria, daar die ietsiekie wat vir jou sê, dis oukei om jy te wees. Dis oukei om eerder stil te wil sit by sy voete. Maar dalk hoor jy, dis oukei om ook die hele tyd so bietjie te spaak en te werk. So kom ons luister gou 'n bietjie, wat sê die skrif oor Martha en Maria. So die eerste keer wat ons van hulle hoor, kry ons die gedeelte in Lukas 10. Lukas 10 vanaf vers 38 tot 42. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, en die het aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak, en sy kom toe daar staan en sê, Here, gee nie om dat my suster my alleen laat bedien nie, sê dan vir haar sy moet my help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat nie van haar weggeneem sal word nie. Nou op hierdie stadium weet ons nog niks van Lazarus nie. Op hierdie stadium lees ons net van Martha en Maria. Jesus en sy disippels is op reis, hulle kom by die dorpie Betanië, en dan is daar die vrou met die naam van Martha, wat hom in haar huis ontvang. Wat vir ons natuurlik onmiddellik vertel dat Martha gasvry is. Dat sy haar huis oopstel vir klomp vreemde mense,
maar sy ontvang hom, staan daar. So, dit vertel vir my so 'n bietjie van dat hulle geweet het wie hy is en dat hulle geweet het hy's 'n rabbi en dat hy woord verkondig. So, hulle het geweet as hy toe hy na hulle huis toe kom, dat hulle die leermeester ontvang, want op daai stadium is hy nog net bekend as die leermeester, die rabbi, né? Maar dan die volgende sin sê, en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, en die enetjie het gaan sit by die voete van Jesus en na sy woord geluister. Martha, die gasvrye huisvrou, het in haar huisvrouskap opgestaan. Sy was die gasvrye ene. Sy het goed begin doen om Jesus en sy disippels te ontvang. Met ander woorde, sy het kos gemaak, sy het die tafel gedek, alles reg gekry. Daar staan, maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Maar sy kom toe daar staan en sê, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar sy moet my help. Met ander woorde, ek hoor hierso dat Martha doen alles, want dis wat gedoen moet word. Maar dan op 'n stadium besef sy, maar sy's besig om uit te mis, want Maria sit net en luister, en sy's besig om te stoei en te skarrel om klaar te maak, en sy besef, maar as Maria haar kom help het, dan sou dit vinniger klaar gekom het, en sou sy ook kon gaan sit en luister by Jesus se voete, en dan raak sy verontwaardig. En ek dink sy dalk by haarself gedink, kan die man dan nou nie besef hoe ek stoei en skarrel om klaar te maak, en ek wil eintlik net ook kom sit en luister. Maar Jesus antwoord haar en sê vir haar, Martha, Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge, maar net een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat nie van haar af weggeneem sal word nie. En geliefde, dit beteken nou glad nie, dat hy daardeur gesê het, kom sit net by my voete, en die res sal vir hulle self sorg nie. Nee, hy het gesê, jy's besorg en verontrus oor baie dinge. Jy wil gehad het, dit moet perfek reg wees vir my. En ek sien jou harde werk. Maar weet jy wat, ek wil net hê, jy moet so bietjie ontspan ook. Jy moet so bietjie nie so hard probeer om my te please nie, om dit vir my die beste te maak nie. En hierdie klink nou dalk vir jou geliefde, asof dit nou 'n dubbelsinnige woord is. Maar wat lê agter Jesus se woorde hier? Hy sê Maria het die goeie deel gekies, en dit kan nie van haar weggeneem word nie. Sy het gekies om te luister. Sy het gekies om te hoor wat ek sê. Maar jy het gekies om jou te bekommer oor goed, en jy wou alles perfek gehad het. Jy sien, hy het nie 'n probleem gehad met die feit dat sy wou regstaan vir almal nie. Hy het die probleem of die saak wat hy dan daar aanraak is, Martha, wat was jou hart? Jy wou my dien deur harde werk. Maar Maria het gekies om te kom rus in my teenwoordigheid. En nou is daar vir ons 'n baie fyn lyn, want jy sien, die maklike deel is nou om te sê, goed, ek hoor wat hy sê, so hy wil hê ek moet heeldag by sy voete sit, heeldag met die woord sit, heeldag net luister na preke, na teachings, na wat ook al. Maar dis nie heeltemal waar nie. Jy sien, ons kan so besig wees met die geestelike dinge, dat ons die praktiese dinge heeltemal los. Ons kan so besig wees met Bybelstudie, ons het so behoefte aan die woord en alles, dat ons glad nie by ons eie huise uitkom nie, en ons eie gesinne ly daaronder. En dis glad nie wat hy bedoel nie. Hy wil hê, ons moet die beste van die twee, kom ek sê dit eerder so, hy wil hê ons moet die twee kombineer, en dis nou 'n moeilike saak, maar luister wat hy vir my eendag gesê het.
Hy het vir my gesê, do what you do in Martha mode, but let your heart be in Mary mode. Met ander woorde, ek en jy kan besig wees met dit wat ons veronderstel is om te doen, ons taak. Of dit nou by jou werk is, of dit nou by jou huis is, jou hande is besig. Jy doen wat gedoen moet word, want ons kan nie, jy weet die ou mense het gesê, they are so heavenly minded, they can't be any earthly good. Dit help nie, ons is net so met ons koppe in die wolke, maar die wêreld om ons val uit mekaar uit, want ons is net besig om so geestelik te wees nie. Dis glad nie wat hy hier bedoel nie. Hy wil hê ek en jy moet doen wat gedoen moet word, want ons is in 'n huisgesin, ons is in 'n werksituasie, ons is hier op hierdie aarde om te doen wat ons moet doen. Maar hy wil hê ek en jy moet ons harte in die posisie gaan neersit van waar Maria was. Luisterend, op die knieë. Iemand het eendag gesê, leef met jou hart op die knieë. Jou hande gaan aan, jou kop gaan aan. You are in Martha mode. Jy's in, as ek nou jou stelsels kon stel, sou ek gesê het, jy het 2 stelsels. Die een stelsel is, of die een manier van doen is die mode. Jy weet mos, die rekenaars of die klankstelsels kan gestel word. In 'n kar kan jy stel, wil jy na jou CD's luister of wil jy na die radio luister. So, hierdie is nou daai ding van die een mode, die een manier wat jy kies, is jou hande gaan aan, jou voete doen wat gedoen moet word, jy beplan, jy werk, maar jou ander gedeelte, jou hart, jou gees, is op die knie. Abba, wat wil jy vir my sê in hierdie situasie? So, Martha en Maria sê vir ons, there's 2 ways of doing things. Jy kan of die hele tyd spartel en stoei en doen en vies wees vir die ouens wat tyd het om by Vader se voete te sit. Dis 'n hartsingesteldheid. Of jy kan sê, what I do for my King. My hart sal in Mary mode wees. My hart sal op die knie wees voor hom. My hart sal luister wat hy sê. But my hands will do what needs to be done. En ek sal dit doen, sodat hy daardeur vereer kan wees. Kom ons gaan luister bietjie na musiek, en dan dink jy so bietjie oor wat ek nou gesê het. Is jy in Martha mode? Is jy in Mary mode? Of is jy in Martha mode en Mary mode? Want dis waar die geheim lê. Ons is gesels vandag oor Martha en Maria. Ek is Ina van Vuren en jy luister na Heuning en Granaat hier op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area, en dis heerlik om saam met julle te kuier. En natuurlik het jy die voorreg om te luister op livefm.co.za. Ek het hierdie afgelope week gehoor dat daar 'n app is wat jy kan aflaai, Radio South Africa, en dan kan jy kies watter radiostasie jy wil luister. En Live FM is op hierdie radiostasie. Ek het dadelik gaan kyk, is Live FM daar? So ja, jy kan ook daar al jou radiostasies aflaai en jy kan na Live FM daar luister. En vir die ouens wat ingeskakel is van NFM in Okiep in die Noord-Kaap, ook NFM is op hierdie app Radio South Africa. So, heerlik om saam met julle te kuier. Ons praat oor Martha en Maria. Interessant genoeg dat die woord eerste Martha gebruik en dan Maria, want ons dink altyd Maria is die een wat die beter een gedoen het, die belangriker ene. Maar die woord sê Martha is net so belangrik. In die volgende plek waar ons van Martha en Maria lees, is waar Lazarus dood is. En hier is daar ook weer hierdie teenstelling. Maria wat sê, Lord, if you've been here, my brother would not have died. As iemand net hier was.
Martha, sy bly in die huis sit. Martha is die een wat na die graf toe gaan. Martha is die een wat uitgaan na hom toe. En dan kry ons hierdie pragtige gedeelte oor wat by die graf afspeel. En toe Jesus sê, neem weg die steen, is Martha die een wat keer en sê, dis te laat, daar gaan 'n reuk uitkom. Onthou nou, sy is die een wat altyd die praktiese een is. Sy sê, hy is al dood vir 4 dae. En dan sê Yeshua vir haar, did I not say to you, if you believe, you will see the glory of God. Geliefde, wat is dit wat hy jou beloof het? As jy vas staan daarin, hierdie skrif moet jy so oralste gaan opsit in jou huis, Johannes 11 vers 40, dat ek hom weer sê, Johannes 11 vers 40, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God aanskou nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Dis die laaste keer wat ons van Martha hoor. Want ook aan haar sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Sy kry die boodskap. Voordat ek verder gaan, kom ons gaan luister so 'n bietjie na hierdie week se heuningdruppel. Geliefde Samantha Ngula van Radio NFM in Okiep in die Rigtersveld, gee vir ons elke week ons heuningdruppeltjie. Dankie Sam. Vrede geliefde, ek vertrou dit gaan met jou goed. Ek vertrou dat die koning het vir jou deurgekom, sedert ons laaste gesprek, en dat jy hom op 'n dieper level leer ken het, en dat jy by nou al weet dat jy kan hom vertrou met alles aangaande jou. Ons heuningdruppeltjie vir oggend gaan oor Martha en Maria, daar in Lukas 10, en ons ken nou al, jy weet, of jy's 'n dienende Marthakie, of jy sit by die voete van die Here. So dis nie 'n onbekende gedeelte vir baie van ons nie. En jy moet nou maar vir oggend kies waar jy inpas. Watter een spreek met jou? Martha is besig. Martha doen wat gedoen moet word. She gets the job done. Sy is gasvry. Sy maak die teetjie, sy sit die bord koekies voor, sy maak seker dat alles in plek is, dis skoon, dis netjies. So, daar's nie iets verkeerd met dit wat sy doen nie. Want iemand moet tog daai gedeelte ook doen. Maar Maria kies om by Jesus se voete te sit. Maria kies om te luister na dit wat die koning sê. Maria kies die beste deel, volgens Lukas 10. Jesus sê vir Martha, wanneer sy complain, wanneer sy sê, gee u nie om dat Maria nie vir my help nie, en Jesus sê vir haar, Maria het die beste deel uitgekies. Nou ek en jy kan op hierdie stadium van jou lewe, kan jy besef, dat om tyd met die koning te spandeer, is die beste deel. Om nie jou stilte tyd met hom af te skeep nie. Om regtig te vas en te bid wanneer jy besluit om dit te doen. Om God te vertrou. Maar om God te vertrou moet jy 'n verhouding met hom het. Om sy almag in jou lewe openbaar te sien, moet jy tyd met hom spandeer. Moet jy soos Maria tyd met hom spandeer, sodat jy hom kan op daai dieper level ontmoet. Niks wat Martha gedoen het, was verkeerd nie. Maar ons is partykeer so besig, dat ons stilte tyd afskeep, dat ons tyd met die koning afskeep, dat ons so besig is met die dinge van die Here, en nie met die Here van die dinge nie. En hierdie is jou oproep, om te prioritiseer, om te sien waar in jou lewe kan jy
daai besig, nee? As iemand vra, hoe gaan dit met jou? Ek is so besig. Waarmee is jy besig? Vra jouself daai vraag af. Waarmee is jy besig? Is jy besig met die dinge van die Here, of is jy besig met die Here van die dinge? Ek los jou daar vir die week. Ons kom volgende week weer terug, en dan kan jy vir my jou openbaring stuur oor wat jy beleef het. En dit was Samantha Ngula met ons heuningdruppel vir die week. Ek is Ina van Vuren en jy luister na Heuning en Granaat. Ons was laaste by die graf, die oop graf. Lazarus het uit die graf uitgekom. En Martha het die woorde gehoor: as jy glo, sal jy die heerlikheid van God aanskou. Maria het iewers in die huis bly sit en eintlik vir Jesus so bietjie beskuldig, maar as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En dan die volgende keer wat ons van Maria hoor, en hierdie keer hoor ons nie weer van Martha nie, ons hoor net van Maria, is 6 dae voor die Paasfees, het Yeshua weer in Betanië gekom, die plek waar Lazarus woon, en dit lees ons in Johannes 12 vers 1. En ek wil tog, asseblief, ek weet ek het dit verlede week gesê en ek sê dit weer 'n keer, gaan maak seker, as ek en jy praat oor die woord, as ons hierdie stories vertel, as ons hierdie preke preek, kom ons maak seker van wie daar gepraat word. Kom ons maak seker dat ons weet wat daar staan. Want dis nie Maria Magdalena wat Jesus se voete gesalf het nie. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom. En hier kry ons 'n ontsettende belangrike gedeelte. Jesus en sy disippels is op pad na Jerusalem, en dit is die tyd vir die Paasfees wat aanbreek, en dit is die tyd van die kruisiging. En hy gaan kuier by Lazarus, wat hy uit die dood uit opgewek het. En ek wonder altyd so, wat het hulle oor gepraat, hierdie twee van hulle? Wat het Lazarus vertel? En daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee, en ek vra verskoning, Martha het toe bedien, so daar word weer van haar gepraat. Maar ons sien nêrens dat Martha hier met 'n verkeerde hart dan nou bedien nie. Ons sien maar net sy het bedien, want weet jy wat, dis haar gawe. Sy is 'n dienaar, 'n servant. Dis haar, die Engels praat van die redemptive gift. Gaan kyk in Romeine 12, lees ons van die redemptive gifts wat ons elkeen ontvang het. En Martha se was om te bedien, maar Lazarus was die een wat saam met hom aan tafel was. En toe kom Maria, die suster van Lazarus, en sy bring 'n half liter egte baie duur nardusolie, en sy het dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog, en die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Die feit dat sy voete salf is belangrik. Daar's nog 2 ander plekke in die woord waar Jesus bedien word deur 'n vrou. Die een salf sy kop, die ander een salf sy voete, en nou gaan ek nie dadelik weet presies wat die ander ene nie, maar gaan luister na verlede week se program op Spotify. Die eerste een kry ons in Lukas 7 vers 36 tot 50. Dit was 'n sondares, en dit was vroeg in Jesus se bediening, en sy het sy voete met haar trane gewas en gesalf, dit met reukolie gesalf, want sy het hom gesalf vir die pad wat hy van gehoorsaamheid wat hy moes stap. En dan kry ons die tweede gedeelte, is die van Maria, die suster van Lazarus, soos wat ek nou net vir julle gesê het, in Johannes 11 en 12, en dan die derde gedeelte is Markus 14. En ons kry dit ook in Matteus 26, en dis 2 dae voor die Pasga,
is dit 'n vrou, ons weet nie wat haar naam is nie, en sy breek 'n albasterfles met dierkosbare olie en giet dit op Yeshua se kop uit. En hierdie was ter voorbereiding van die doringkroon wat hy moes dra. So Martha kom salf sy voete ter voorbereiding van die pad wat hy moes stap na die kruis toe. So geliefdes, Maria kom en sy gooi hierdie baie kosbare dierolie op sy voete uit. En onmiddellik staan Judas Iskariot op en hy is vies van die geld kon nou vir die armes gegee geword het. Op die ander plek waar ons gelees het van die vrou wat die 2 dae voor sy dood ook die olie oor hom uitgegooi het, is dit die disippels. En selfs in die begin ook met die eerste salwing, is dit die disippels wat so kwaai is, omdat hierdie vermorsing volgens hulle plaas gevind het. En ons leer so 'n belangrike ding uit hierdie gedeelte uit. Oralste waar Jesus extravagantly, daar's nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, die Afrikaanse woord vir extravagantly is buitensporig en dit maak nie sin nie, maar orals waar mense hom aanbid in totale oorgawe met hierdie uitbundigheid, met hierdie absolute extravagance, ek kan nie 'n beter woord daarvoor kry nie, staan daar altyd 'n godsdienstgees op wat sê, dit kan nie so gedoen word nie. En as jy een van hulle is wat hom met absolute oorgawe wil dien en moet dien, dan gaan jy sien, daar's 'n godsdienstgees wat opstaan en sê, nee, dis te veel, jy's te veel, you over the top. Maria leer vir ons, dat haar hele lewe word geoffer vir haar koning. Sy lewe met haar hart op die knieë voor hom in totale oorgawe. Sy was sy voete en sy droog sy voete af met haar hare. En hare in die skrif praat van jou toewyding, consecration. Dit praat van haar oorgawe, haar toewyding wat sy net op hom, die Engelse woord is lavish, sy stort dit net op hom uit. Wees bewus daarvan, geliefde, dat die vyand nie beïndruk is, as jy hom so lief het nie. En doen wat jy moet doen, want dis jou gawe, waarmee jy hom in oorvloed extravagantly lief het. Mag hy vir jou sy hand uitsteek, mag jy dit beleef, hoe hy sy hand na jou te uitsteek en sê, it is a pleasing aroma to me. Geliefde, mag jy in hierdie week maniere vind om hom extravagantly lief te hê. Shalom, shalom.